Ons skriflesing vanoggend is uit 2 Konings 5 vers 1 tot, dit sou 16 wees, maar tot vers 14. So maak gerus jou Bybel oop, jou vertaling van voorkeer, of volg saam met my op die skerm uit die 2020 vertaling uit. Daar is hy. Naaman, die bevelvoerder van die koning van Aram se leer, was 'n invloedryke man by sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan Aram 'n oorwinning gegee. Maar die man, 'n dapper kryger, het 'n velsiekte gehad. Die Arameërs het in roofbendes uitgetrek en 'n klein dogtertjie uit die land Israel weggevoer. Sy was in diens van Naaman se vrou. Sy het vir haar eienares gesê: "As my heer my net voor die profeet kon verskyn wat in Samaria is, dan sou hy hom van sy velsiekte verlos." Naaman gaan toe en vertel vir sy heer: "Dit is wat die dogtertjie uit die land Israel gesê het." Toe sê die koning van Aram: "Gaan dan, ek is gewillig om 'n brief aan die koning van Israel te stuur." Hy het toe gegaan en 10 kikar silwer, 6000 sikkel goud en 10 stelle klere saamgeneem. Hy het die brief vir die koning van Israel geneem, wat gelei het: "Wanneer hierdie brief nou by u aankom, kyk, ek stuur na u Naaman, my dienaar, sodat u hom van sy velsiekte kan verlos." Toe die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood of lewend te maak, dat hierdie man 'n brief na my stuur om iemand van sy velsiekte te verlos? Ja, weet verseker en sien in dat hy 'n rede teen my soek." Toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, het hy die koning laat weet: "Waarom het jy jou klere geskeur? Laat hom tog na my toe kom. Dan sal hy besef dat daar 'n profeet in Israel is." Naaman het toe met sy perde en strydwa gekom en voor die ingang na Elisa se huis stilgehou. Elisa het 'n boodskapper na hom gestuur met die woorde: "Gaan was jou 7 keer in die Jordaan, sodat jou liggaam kan herstel en word so rein." En hoor nou hierso. Maar Naaman het hom vererg en weggegaan. Hy het gesê: "Kyk, ek het gedink hy sal beslis na my toe kom en gaan staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek beweeg en die velsiekte wegneem. Is Abana en Parpar, die riviere van Damaskus, dan nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was en rein word nie?" Hy het toe omgedraai en woedend weggegaan. Maar sy dienaars het nader gegaan en met hom gepraat. "My vader," het hulle gesê, "as dit 'n moeilike opdrag was wat die profeet u gegee het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer wanneer hy vir u gesê het: was en word rein." Hy het toe afgegaan en sy liggaam 7 keer in die Jordaan gedompel, volgens die woord van die man van God. Sy liggaam het herstel en geword soos die liggaam van 'n klein seentjie en hy was rein. Ek hoop ek het julle verloor nie, dis 'n langerige teks wat ons nou gelees het, maar dit was vir my belangrik dat ons dit is 'n bietjie van 'n oorsig kry van wat daar gebeur. En moenie skrik vir die volgende prentjie nie, ek gaan nie 'n COVID preek gee nie, maar ek het so bietjie iets onthou van daai COVID tydperk, eendag lank gelede, toe ek hierdie teks lees. Want hoeveel van ons het siek geword? Ons almal het op 'n stadium siek geword. Party bietjie meer siek, party bietjie minder siek. En daai maskertjies was oral vol. Julle, ek het in hierdie sak gehad en in hierdie sak en dit lê op die tafel, dit lê by die kantoor, dit lê langs my laptop. Oral was dit net maskers gewees en belangrik ook, jy het allerlei gerugte gehoor van hierdie wondermiddels of iets wat mense kan gebruik. Hulle sê: "Ag, maar maak net hierdie dingetjie aan of bietjie knoffelwater in die oggend of wie weet wat, alles gemmerwater altens, nie knoffel nie, dit klink walglik, maar almal het een of ander wonderkuur gehad wat hulle gesê het werk. Party ouens het weer gesê: "Nee, ACC 200 en Airmune. Dit gaan jou simptome hanteer. Druk net deur." En die snaakste ding van mense is ons gryp eintlik maar na amper enige iets wanneer ons in krisistye is. Naaman byvoorbeeld het geluister na 'n dogtertjie uit Israel uit. So dis nie sy God wat hy daar dien nie. Dis iemand
ander se God. So maar hy's bietjie in 'n krisis. Hy het velsiektes en hy soek genesing. So hy gryp na hierdie woord van hierdie klein dogtertjie en daar gaan hy. Maar hoeveel keer het julle nou al die woorde gehoor? The Lord works in mysterious ways. Of die Here werk op onverwagse maniere. Ek dink nogal Naaman sou na hierdie hele episode sou hy nogal dieselfde moontlik kon sê. Om te sê, joh, maar hierdie God, die God van Israel, wat hy nou aanvaar as sy God, hy werk in vreemde nie, onverwagse maniere. Ek wil julle herinner aan vers 9 tot 11, en ek gaan hom net vinnig deurscan. Welcome. Congratulations on your birthday, Vers 9, Naaman het toe met sy perde en strijdwa gekom en voor die ingang na Elisa se huis stilgehou. So hy daag nou op met hierdie verwagting. Hy het hierdie verwagting van hoe God hom gaan genees, want dit gaan nou deur hierdie profeet kom, wat in die naam van die Here gaan spreek en sy hand oor sy sere laat beweeg, en dis die verwagting wat hy het. Hy sê dit self later. Elisa het 'n boodskapper na hom gestuur met die woorde, gaan was jou 7 keer in die Jordaan, sodat jou liggaam kan herstel en word so rein. Maar Naaman het hom vererg en weggegaan. Hy het gesê, kyk, ek het gedink, hy sal beslis na my toe kom, en gaan staan in die naam van die Here sy God aanroep, en sy hand op die plek beweeg, en die velsiekte wegneem. Hy het hom vererg. Dit gebeur soms ook dat wanneer ons vir die Here iets vra, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, dalk is dit, ek sal nou 'n paar voorbeelde noem, maar dalk is daar iets in jou lewe wat jy miskien gereeld na die Here toe bring in gebed, en soms het jy 'n verwagting van wat jy voorhoop, jy hoop eintlik nou maar sê nou maar dis 'n gesondheidskwaal, jy hoop eintlik die Here genees jou, en ander kere vra ons vir die Here eintlik net om ons te dra, jy het nie regtig 'n verwagting nie, maar jy sê vir die Here, ek sukkel met hierdie aspek van my lewe, what will be, Here, is in die hande. En ek dink soms, as ons so gefrustreerd raak, of jy nou daarvan hou of nie, baie keer kan jy so 'n bietjie gefrustreerd ook raak dan, as die Here nie jou gebede beantwoord nie. En dan voel jy nou nog skuldig ook daarboop, want jy weet eintlik, ek moenie gefrustreerd wees met wat die Here in my lewe doen nie, ek is eintlik maar net omdat ek so graag genees wil word, of omdat ek so graag my drankprobleem wil los, of omdat ek so graag my verhouding met my ouers wil herstel. Dit is frustrerend, en dan voel jy skuldig. Dit gebeur, nie noodwendig helfte van die tyd nie, maar dit gebeur, aan die een kant gebeur dit baie keer. Aan die ander kant, wat gebeur is, ons gebruik daai woorde, en verskoon maar die Engels, ek gebruik daai frase nou 'n paar keer, maar baie keer wanneer dinge net nie uitwerk soos wat jy gehoop het dit werk uit nie, of soos wat jy die Here gevra het nie, dan sê jy, the Lord works in mysterious ways. Dan plak jy eintlik net 'n pleister op daai seer, 'n pleister op daai behoefte. Dis soos om tandarts toe te gaan en verdoofmiddel te kry, sodat die tandarts die werk kan doen, nou sit jy terug. Jy wag net maar dat die verdoofmiddel sy koers loop, en dat die tandarts al die werk doen. Ons vergeet 'n belangrike aspek van die Here se werk op aarde. Die Here se werk op aarde is ook deur my en deur jou. So om te sê die Here werk op onverwagse maniere, of the Lord works in mysterious ways, vra eintlik bietjie meer van ons as om net terug te sit en te wag dat die verdoofmiddel sy koers loop. Dit vra eintlik baie keer dat jy soos Naaman sal luister na wat die klein dogtertjie vir jou sê, en wat die profeet Elisa dan vir jou sê. Gaan dan Jordaanrivier toe, was dompel jouself 7 keer, hy wil hê jy moet jou kant bring, en ek het dit in hoofletters gesit, ek het dit groter gemaak, en ek het dit onderstreep. Dis die Here wat wil hê jy moet jou kant bring, dis nie die dominee, of die selgroepleier, of die onderwyseres, of wie ook al wat vir jou sê, as jy bid, dan moet jy jou kant bring, dis die Here wat vir ons sê, bring jou kant. Ek het nou die voorbeeld gebruik van verhoudinge en drankprobleem en gesondheid. Nou, ek wil nie teruggaan na daai toe. Jy kan nie vir die Here vra, enigiets is moontlik met die Here, maar dis mos nie reg om vir die Here te vra om die drankprobleem weg te vat, maar jy
jy bly elke dag of elke week vir jou nog borrels koop. Dit help jy vra vir die Here om jou gesond te maak, maar jy eet wat jy wil, jy oefen nie, en daar praat ek met myself. Ek nie oor die drank en nie oor die gesondheid een. Ek moet na myself kyk. Net 'n disclaimer daar insit. Of met menseverhoudinge. Here, asseblief help my om my verhouding te herstel met so en so. Nee, is reg, maar gaan help. Gaan doen jou deel. Gaan vergewe waar jy moet vergewe, gaan vra om verskoning waar jy verskoning moet vra. Bring jou kant. En soos wat ek genoem het van Naaman wat gestuur was om 7 keer homself te onderdompel in die Jordaanrivier. Ek weet nie of jy al gaan kyk het aanlyn hoe die Jordaanrivier lyk nie, maar dis eintlik nie so majestueus soos jy in die kinderboeke gesien het nie. Dis eintlik maar so klein ou stroompie, dis die een daarbo. En onder is Duilbroek getypoel. Ek gaan nie vir julle nou sê om julleself te gaan onderdompel in Duilbroek nie. Die Here het wel vir elkeen van ons met elke vraag, elke gebed, elke pleidooi wat ons aan hom stel, sê hy tog vir jou ook, maar jy het ook 'n verantwoordelikheid. Jy moet ook getrou en gehoorsaam wees. Naaman was aanvanklik, soos ek gesê het, hy het gehoor by die Israelitiese meisietjie. So hy het eintlik in 'n sekere sin op 'n ander manier meer geloof getoon deur gehoorsaam te wees aan 'n God wat hy op daai stadium nie dien nie. En dit het hom ook genees, het hom ook bekeer. Soos wat hy geluister het na die profeet en na die klein dogtertjie en gehoorsaam was aan die koning, so het ons ook 'n verantwoordelikheid om te luister na mekaar met tye. Om ook te hoor, maar wat sê die Here deur jou vir my oor wat ek in my lewe moet verander? Ek praat nie van met groot sondige goed. Ek sê nou nie ons is almal nou verskriklike sondaars en so nie. Ons het almal goed wat ons in ons lewens kan regstel. Kom ons wees eerlik daaroor. En hoe regverdig is dit dan as ons vir God vra om in en deur ons te werk, as ons nie deel van daai werkplan probeer vorm nie, of probeer wees nie. Jesus het ons met baie wonderwerke verras. Sy onverwagse maniere hoe hy mense bereik het sommer begin by die vleeswording. Ons het verwag dat die Messias gaan kom. Mense het verwag dat die koning, die verlosser gaan verskyn. Maar julle was nou by 'n paar Kersdienste, so julle weet waar hierdie gaan. Ons het verwag hy gaan in 'n paleis wees en hy gaan 'n weermag agter hom hê, hy gaan die volk verlos en hy gaan net alles oorneem. Die hele Midde-Ooste gaan aan die Israeliete behoort. Maar hier op 'n onverwagse manier lê 'n babietjie in 'n krib. Amper so eensaam en alleen saam met sy ou gesinnetjie en die wyse manne en 'n koei of 'n bees of wat ook al rondom hom. Onverwags. Hy het ook op onverwagse maniere sy werk gedoen. Tussendeur sy preke, sy baie preke en sy baie etes, het hy geëet saam met mense wat dit nie verdien nie. Dit is in aanhalingstekens gesit want dit val hard op die oor. Ek sê nie hierdie mense verdien dit nie, maar dit is onverwags dat hy ek nie sê Lazarus nie, Saggeus, dat hy vir Saggeus uit die boom uitroep en vir hom sê, maar ek eet vanmiddag by jou. Dit is onverwags. Saggeus het dit nie verdien nie. Die man wie se vriende hom deur die dak laat sak het sodat hy genees kan word, waar Jesus dan sê, vriend, as gevolg van jou vriende se geloof, is jy vandag genees. Hy het dit nie verdien nie. Dis nie sy geloof wat hom gered het nie, dis die geloof van sy vriende wat hom gered het. Jesus het ons ook verras met hoe hy die mense vergewe het wat dit nie verdien het nie. Die vrou wat egbreek gepleeg het en die toe gestenig sou word en Jesus dan sê hy wat sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. God se werk is op 'n manier onverwags. Dit met baie respek gesê, dis vreemd eintlik. Dit gaan partykeer teen logika, teen die grein van logika. Want ons het een verwagting, ons verwag hy gaan die genees wat elke dag in die tempel is, of genees of vergewe. Ons verwag dat hy die man wat vol van geloof is sal genees, maar sy vriende se geloof wat hom red.
Maar so ook vorm elkeen van ons deel van God se werk. Ons moet aktiewe deelnemers wees in God se werk en aktiwiteite in hierdie wêreld. Nou vra ons mekaar, stel hierdie miskien net voor, is maar net vir interessantheid wat ek het ingesit het, dat ek's 'n visuele persoon. Stel jou voor, Jesus vermenigvuldig nou die visse en die broodjies. En die disippels gaan net en gooi hulle hande in die lug en sê, ag, die Here werk op onverwagse maniere. Of, oh, the Lord works in mysterious ways. En hulle los dit net daar. Dis tog nie wat gebeur het nie, hulle het tog vir hom gevra. Maar hoe werk dit? Hoekom? Wat leer ek hiervan af? Wat kan Jesus se dade my van binne af verander? Dat wanneer ek met u praat oor die behoeftes en die begeertes en ook die swaar goed in my lewe, dat wanneer dinge nie so uitdraai nie, dat ek sal vra, maar Here, wat ek veronderstel om hieruit te leer? Moes ek iets anders gedoen het? Moes ek 'n les hier uitgeneem het om vir ander te kan versterk in hulle geloof? Moet ek dalk hierdeur leer om meer nederig te wees? Of moet ek leer om vas te byt en uit te hou? Iewers moet iets in jou roer as jy God se werk in die wêreld sien. Dit moet eenvoudig. En ek sê dit moet eenvoudig want dit is so groot. Ons moet ons oë oop hou. Ons moet toeganklik wees om die werk van die Here in ons lewens raak te sien. 'n Eenvoudige voorbeeldjie wat ek aan gedink het, was in hierdie week gewees met 'n gedenkdiens. Ek sit in die kantoor, want ek moet nou laat weet vir Tannie Cornel of die volume nou reg is en dit en dat. En my ma sit hierso, sy doen die uitsending. En ek kry 'n boodskap van haar af wat sê, ek dink die voorrek is oop. Nou is hier in 4 laan af. Ek kyk op die kamera en ek sien, ja, die voorrek is oop. Nou stap ek maar gou vinnig en gaan sluit of maak oop en ek kom terug. En my ma se woord was, dit was nou die Here gewees. Wat net so 'n bietjie van 'n ongemak in jou ontwikkel. Jy kan kies of jy wil sien, ag, dis dalk toeval of is my onderbewussyn ook al. Maar jy kan ook kies om te vra, Here, openbaar wanneer u iets in my lewe doen. Wys vir my wanneer u my attent maak op iets. Wys vir my wanneer daar geleentheid is vir ander om te getuig, vir my om te getuig. Maak my hart, ek bid dit altyd by Jubel Club, maak my hart, my oë, my ore oop vir die mense om my en vir u werk. Ek wil julle laat met hierdie foto's. Ek het aanvanklik net 'n foto gesoek van 'n spieël en toe het ek die hand een opgesit. Maar ek gaan nou vertel hoekom ek toe die kar spieeltjie ook ingesit het. Hierdie boodskap wil ek hê moet ons oor gaan dink. Jy hoef nou nie onder 'n boom te gaan sit en 'n joernaal te skryf nie, moet nou nie bekommerd wees daaroor nie, tensy dit jou ding is. Maar ek wil vra dat ons regtig in ons eie lewens gaan terugkyk. Dat jy 'n bietjie gaan reflekteer op hoe verstaan jy gebed? Hoe verstaan jy die versoeke aan die Here? Wat is jou rol, jou funksie in jou geloofspad met God? Is jou verwagting moet dit dalk aangepas word omdat jy 'n passiewe ontvanger wil wees van God se wonderwerke of wil jy aktiewe lid wees, 'n aktiewe deelnemer wees aan God se werk in die wêreld? Dis wat vir die spieël gekies was, die kar spieeltjie. Wat staan baie keer op 'n kar se spieeltjie? Objects in the mirror may be closer than they appear. So dit mag dalk wees dat dit baie meer vanselfsprekend is en voor die hand liggend is wat jy besef. Dis dalk baie eenvoudig wat die Here van jou vra. Ons is net nie altyd oop om te gaan doen wat ons moet doen nie. Dis so 'n interessante vers wat hulle gesê het moet ek hom net vind. Toe hulle vir hom gesê het van moeilik. Skus, ek mis nou my plek. Waar is? Hierso. Dankie vir julle geduld. Maar sy dienaars het nader gegaan en met hom gepraat. My vader het hulle gesê, as dit 'n moeilike opdrag was, dit was wat die profeet u gegee het, sou u dit nie gedoen het nie. Ons is baie vinnig om te sê, ek sal tot die uithoeke van die aarde gaan vir jou, of ek sal sterf vir my geloof, of so. Net soos na Aman is dit baie keer makliker om die groot goed te doen, maar daar's baie op die spel. Baie keer eintlik die klein goedjies wat moeiliker is om uit te voer.
En daarmee wil ek julle laat so gaan kyk in jou hart, in jou geloof, en ek gaan dit ook doen, en ek doen dit ook nou al met hierdie preekvoorbereiding. Dis ons opdrag vir vanoggend. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U aktief besig is in ons lewens. En ons wil eintlik eers jammer sê dat ons nie altyd U wonderdade en U aktiwiteite in ons lewens raak sien nie, omdat die wêreld ons aandag so aftrek. Maar ons wil ook vra, Here, help ons om asseblief U raak te sien in die alledaagse. Help ons om betrokke te wil wees in U geloofswerk in die wêreld, in U koninkrykswerk. Dat ons nie passief terugsit en net wil ontvang nie, maar dat ons werklik wil deel wees van wat U doen. Ons vra dat U ons sal seën asseblief met 'n gees van 'n ondersoekende gees. Dat ons in daai spieël kan kyk en kan eerlik wees met onsself oor wat ons moet verander, wat ons moet aanpas, wat ons meer moet doen, wat ons minder moet doen. Maar Here, ons vra net U genade en U liefde en U leiding. In Jesus naam, amen.